Die tema van hierdie podcast is wanneer jy 'n geleentheid mis. Ek sit nou en kyk hoe my badwater so stadig intap en ek dink terug aan nou die dag so 2 dae terug. Dink ek aan iets wat ek eintlik probeer vergeet, maar is nou al vir 2 dae wat hierdie gedagte net by my vassteek en ek het in daai tyd van 'n paar dae terug het ek eintlik 'n window of opportunity gemis. 'n Kans om iemand te lei na die waarheid toe. Nou toe ek daai episodes vir my episodes omtrent van episode 4 tot 12, toe ek dit opgeneem het ek nie dadelik besef ek praat eintlik uit pyn uit nie. Maar nou dat ek terugkyk, sien ek, ek was eintlik maar seergemaak geweest. En daai vrou wat na my toe uitgereik het, sy het gesê ek moet versigtig wees om te sê ek gaan in bediening in. En sy het gesê sy voel ek is verval of beproef. En toe daar nou iets gebeur. Ek het toe nou dadelik, ek het op stroppelis begin raak. En dadelik myself begin verdedig. So in plaas daarvan om net eers stil te raak en met God te praat, het ek haar eintlik net weggestoot. En ek het teleurgesteld geraak. Ek was bietjie vies. En die ergste ding wat gebeur het is, ek het haar nie geantwoord soos iemand wat gelei word deur die Heilige Gees nie. En ek kom getuig nou hiervan. En dit is wat ons soms vergeet. Getuig beteken nie altyd jy moet praat nie. Soms is die grootste getuienis stilte. En nie om te verdedig nie, maar om te wag. Ons lees in Jesaja 30 vers 15 staan daar: In terugkeer en rus lê julle verlossing. In stilte en vertroue lê julle krag. Nou, daardie vers het my diep getref, julle, want dis presies wat ek toe nou nie gedoen het nie. Ek het nie gerus in God nie. En ek het probeer om myself te regverdig. En nou dink ek daaraan, as ek daardie dag net 'n bietjie stiller was en net 'n oomblik langer geluister het, dan sou ek miskien gehoor het wat God wou sê ek moes sê, of dalk glad nie sê nie. Maar ek weet, selfs die vensters wat toeval, kan weer oopgaan. Miskien nie met dieselfde persoon nie, maar met iemand anders. Soos daar geskryf staan in Romeine 8 vers 28. Alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. Nou dis nie altyd 'n troosvers nie, soms net 'n herinnering dat selfs ons foute deel word van groter stories. Dat selfs ons foute deel word die groter storie. So ek sit nou hier en ek kyk hoe die water stadig tot by die rand styg. En ek hoor in my hart, moenie te vinnig praat nie, Marlies. Luister volgende keer. En wanneer iemand iets sê wat seer maak, toets dit eers in stilte. Want die Gees praat sag. En jy hoor hom net wanneer jy ophou verdedig. So miskien is hierdie episode nie oor skuld nie, maar oor groei. Nie oor wat ek verloor het nie, maar oor wat ek nou verstaan. Here, leer my om te wag voor ek praat, om te luister voor ek lei en om u stem te hoor in stilte. My Paul-vraag vandag is: wanneer laas het jy gevoel jy moes stil bly, maar het eerder gereageer? Ek kan kies tussen opsie 1, ek het te vinnig gepraat, ek ook. Of opsie 2,
Ek het eers stil geword en toe vrede gevind. Dis wat ek eintlik moes doen. Julle, dis soms eers na die stilte dat jy hoor wat jy moes gesê het. Tot volgende keer. Chat soon.